Hallo julle, welkom by Vaskap. Ons hengel weer Marulani Kloof Lodge hier by Loskopdam. En ons het gister die gehengel, baie lekker gehengel. Ons het gister door onder gesit. Vandag besluit om bietjie bo te kom hengel. Ons het gister 'n lekker gehengel, 'n paar maddies gevang. Jy het 'n mooi rooibors gevang. 'n Paar karpies tussenin gevang en vandag gaan ons bietjie iets anders te doen. Ons gaan elkeen 'n langstok hengel. Want ons weet nou hier's verskriklik baie maddies en ons wil dit nie boring maak vir julle nie, maar daar's baie mense wat nie maddies wil vang nie, wat wil karpe vang. So ons gaan een langstok hengel vir die karpe. Ons moet nog besluit hoe ver gaan ons dit hengel. Ons wil dit ook nou nie bo menslik ver probeer hengel nie. Ons wil dit so doen dat julle kan bykom. Want die is lekker karpe om te vang. Ek het vanoggend so gesien, het 'n paar mooi babers gedraai. Ons het ongelukkig die baber al saamgebring nie. Maar ons kan altyd 'n plan maak as ons dit dalk later wil doen. Mias, nuwe challenge. Ons mag nie met die dips hengel wat ons gister gehengel het nie. So ons hengel 'n bietjie met iets anders vandag. Happy days. Happy days. Ons het nie 'n voerplek of enige iets nie. Ons daag hier op soos wat julle opdaag. Ons vang vis soos wat julle vis vang. So dit wat julle hier sien, kan julle by die huis gaan doen. Dis nie WWE nie. So hoe sê hulle don't do this at home. Hierdie kan jy by die huis. Maar nie by die huis doen nie, gaan doen dit by die dam. Kom dan by die dam. Daar sê. Ek gaan gou vir ons voer aanmaak. Gaan jy aanmaak? En dan ons kry baie vrae oor hoe maak ons die voer aan, veral as ons die grit bysit. So kom ons sit 1 koppie grit in. Die grit het nie regtig 'n uitwerking op die bindvermoë van die voer nie. Hy vat baie min water. So 1 koppie grit, ons doen dit so. Ons sit dan die voer by. Op die pak staan daar 3 koppies voer. Dit is mooi wys. 3 koppies voer, 1 koppie water. Dis so maklik soos wat dit is. So kom ons gaan dit so aanmaak. So daar is nou al grit by, soos ek sê, die grit vat nie baie water op nie. En ek maak die bol eerder 'n bietjie droër as wat ek hom te nat maak, want as jy hom bietjie droër maak, dan kan jy altyd net 'n klein bietjie voer bysit. Daar sê, is 2 koppies en 'n derde koppie bysit. Alright, daar's 3. Nou sit ons 1 standaard koppie water by. En ons gaan hom lekker meng. Hy's nie 2 teen 1 nie. Meng alles lekker deur. As jy wil dubbel voer aanmaak, bietjie meer voer aanmaak op 'n slag, dan doen jy dit. As jy hom nou net 'n rukkie kans gee, dan gaan hy baie lekker wees. As hy vir jou te droog is, as jy hou van 'n sagter voerbol, dan al wat jy doen, maak jou hand nat voordat jy die voerbol vat. Al begin hy al klaar bind en hy gaan perfek wees. As hy dan nog steeds 'n bietjie nat is, sit klein bietjies water by tot op 'n punt. As jy nie die grit insit nie, stok standaard 3 teen 1. Maar as jy die grit bysit, as jy van die begin af wil, kan jy speel net met dit, sit dalk 'n bietjie ekstra watertjies by, maar nie te veel nie. Die voer is baie watersensitief. Dit word met min vog gedoen as ons hom gaar maak. So een van die lekkerste voere op die mark, en kyk daar begin hy klaar regkom. En as jy net jou hande nat maak voordat jy hierdie bol vat, kan jy 'n lekker harde bol maak waarmee jy by die vis kan uitkom, maar hy gaan baie vinnig blus. Probeer dit gerus, dit werk vir ons, dit gaan vir julle ook werk. Ja julle, challenge accepted, maar kom ons gaan hom gehou. 'n Boom chakalaka. Ons gaan nou sê boom chakalaka as ons hom gegooi het. Net so 'n streepietjie van hom. En dan, ek het gister hom nou nie gehengel nie, die bulletproof. Ek gaan hom bietjie gooi vandag. Baie sterk. Kry hom in die water, kyk wat maak hy. Ek heb hierdie tweede stokkie van my gaan doen is, ek het een van die sagte Spitfire oozing vloutjies gevat, klein DG agter hom, en ek gaan 'n bietjie 'n kans vat, Danskerk en werk, die heuning, en dan peppermint crisp, met so 'n druppeltjie van hom opsit. Ongelooflik sterk, so ek sit net daai klein streepietjie op. En ek gaan hierdie ene net 'n lekker oop gooi. Ja, 105, 110, 115. Kyk of ons jou karpies in die gang kan kry daar agter.
vandag bietjie harde floats hengel. Som op al twee stokke, net om te kyk wat gebeur. So 'n Banlik harde float. Banlik is natuurlik 'n lekker sagte banana en 'n klein bietjie garlic. Maar hierdie een is nogal uniek gegeur. Garlic olie, net so. En dan saam met dit op die bolletjie Spitfire. Verskoon hoe hy lyk, maar hierdie botteltjie werk baie hard. Net so druppel Spitfire. Net een ding rondom die Spitfire, dit is baie sterk. Saam met die Spitfire gaan ek 'n bietjie Rampage hengel, wat ook 'n mask is, maar is anderste as die Kiana mask. Ek wil amper sê dis soos die deodorant mask. Daai diep donker mask. So daar's hy, net so. Ek gaan hom druk hom maar terug in die voerbal, so tussen die twee. Dis my vlakstok. Ek gaan hom maar rondom my 70 meter gooi en dan kom ons kyk wat gebeur, hoe lank vat dit. 70 meter, nou mens nou vas. Op sy kop geskiet fontein. Daar's 'n vis daar by Mias. Mias, jy moet kap hou. So die stok was letterlik in die water vir 'n paar minute en dis sommer dadelik 'n dik maddie. Kyk daai ongelooflike dik maddie. Kyk hierdie ongelooflike dik moddie. Ek gaan nou gou weer die opaas, gooi hom weer in. Kyk of ons nog 'n groter een kry. Op my regterkant is my langstok. So weer 'n Banlik harde float. Daai wit deegie agter. En hier gaan ek bietjie iets anders te doen. Ek gaan Kersfees hengel. So Kersfees is 'n rooi heuning. Kyk so, as hy so op die bol kom, is hy so half pinkerig. Ek sit nogal lekker van hom op. Ek gaan hom net so stelselmatig laat afloop en dan vroetie krul. Nou, een van my winkeleienaars, ou Neville Voort, hy sê vir my, hierdie is die most underrated dip in sy winkel. Neefie, dan gooi ons hom, kom ons kyk. Ek het al met daai ding baie vis gevang in die Valrivier sisteem. Eerste keer dat ek hom in hierdie sisteem gooi, ek weet nie of iemand hom al hier gehengel het nie. Maar alles hou van hierdie ding, maar die skarpe babers, jy kan enigiets met hom vang. En hy so terugdruk, dat hy net so in die vroetie krul raak. Vrystap toe, kom ons gooi hom. Hy is so 115 meter. Kom ons kyk wat gebeur. Julle, daai enetjie was die doodgewone soetwit deegietjie. Dit is net so op die hoekie gerol het. En ons het vir hom daai boom chakalaka opgesit. En hy klein streepietjie bulletproof. En so vir daai ekstra flora bietjie daarin. En dis dit. Kom ons gooi hom in. Vang nog enetjie. Boom chakalaka. Dit voel lekker. Hy lê bietjie langer, maar dis daai beter vis as hy bietjie langer lê, lyk dit vir my. Kom ons skep hom en kyk hoe lyk hy. Kyk julle, 'n kort maar ongelooflike dik rooi neus. Bly daar maar voorreg om hulle te vang. Kyk julle, al veranderingkie wat ek nou aangebring het. Ek is baie lief vir daai aardtoekai deegie, so tog ek sit bietjie aardtoekai saam met daai boom chakalaka op die bol. Kyk of hy dalk vinniger kan byt. Daar gaan die boom chakalaka alweer. Hy kolletjie raak nou aan die brand. Hallo Benny. Jo. Kyk daai ding. Kyk daai reus. Jo.
Jo, 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 jo. Boom, chakalaka. Oeh, daar is hy kwaad. Jo, jo, jo. Jo. Dis 'n mooi vis. Hulle hierdie is daai peppermint crisp in DKW met daai soft oozing floutjie wat ons opgesit het, die Spitfire, en hy het 'n goeie 40-45 minute gelê, so dit lyk my ou moet hom maar net bietjie kans gee vir daai groter vis om in te kom. Beslis 'n koop is 'n karpie, maar is beslis 'n mooi vis. Kom ons gaan skep hom. Die visie is naby. Mooi karpie. Ja, ongelooflik sterk. Dis 'n prachtkarp. As hy julle hierdie snaakse merk hier op sy fin. Kyk, daai goue oranje stert. Yes, hy's my beklei hierdie visie hoor. Daai bietjie dieper stok. Kom ons sit hom weer terug. Kyk of ons nog 'n groter ene kan vang. Ek het nou net my strop verander. Ek het 2 hoekies aan en ek wil 'n klein veranderingkie maak. Ek doen daai Spitfire oozing. Dis waarmee ek nou daai karpie gevang het. Net so geskienhoek opgeskuif. En nou gaan ek bo net 'n anys mieletjie uit die series uitvat. Ek dink omrede die kapies daar is, wil ek net bietjie iets anders probeer. Lekker klein pytjie wat ek vat so. Ek hou daarvan om hier in die agterkant in te haak. As hy. En ek gaan vir snaaks skyt, ek gaan hom net so binne in daai bal indruk en hom net so 'n bietjie toedruk soos julle daar kan sien. Kyk of dit werk. Daai BDG agter daai oozing Spitfire en dan nog steeds ek gaan daai DKW dieselfde opsit. En dan een spuitjie peppermint crisp en ek smeer alles so die mekaar. Kom ons sit hom terug al binne. As julle daai kolletjie raak nou aan die gang, die stok is weer net so oor die 2 minute. Ek voel nou nog een van daai lekker dik maddies. Kom ons gaan skep hom. Daai bol het nog nie eers behoorlik geblus nie, so vinnig eet hulle nou. Kyk daai. Oeh. Julle hierdie maddies het nou so vinnig, die bol het nog nie eens geblus nie, maar kyk haar kwaliteit dip sit nog haar teen daai voerbal, so hy gaan af tot op die bodem en hy doen sy werk daaronder. Nog 'n takke. So lekker lei loop hier op die langstok. Hallo. Asai. Bietjie langer gelees wat ek wou gehad het hy met lê. Maar ten minste kry ons 'n byt al binne. Dis verskriklik baie vis wat so op so tussen 70 en 100 meter draai. Met my een stok dink ek is ek te ver en met die ander een is ek te naby. Maar ons gaan hulle daar hou, net daai kolletjie aan die gang hou. En ons glo hulle sal kom byt. Gaan ek nou daai ou wees wat karpe vang met die maddiestok en maddies met die karpstok. Ek weet nie wat hierdie is nie. Maar dit lyk soos 'n karpie. Maar dit lyk ook baie dieselfde. Die groot maddies as hy so deur die water aankom, dan lyk hy soos 'n karpie en partymal
Nee, dis as jy hom geskep het, sien jy wat het jy? Dis 'n karpie. Kom ou. Jy het hom die floutie geëet. Sy. Nie die grootste vis in die wêreld nie, maar 'n visie. 'n Resultaat vir die manne wat wil karpe vang. Is 'n jong karp. Ek sien net so 'n stukkie van sy pectorale vinnetjie verloor. Seker maar iets wat hom gehaap het. Mooi visie. Kom ons gaan vang nog een. Daai karpie het ons gevang op die Fruity Krill. En hom maar weer gooi. Ek dink ek gaan hom net 'n raapsie nader gooi. Nie heeltemal so ver gooi nie. Ek gaan hom so op so 100 meter gooi. En dan weer die Christmas wat daai lekker sterk rooi heuning is. Hierdie moet julle gerus in die val dan probeer. Dit werk baie goed daar. Kom ons gooi hom in. Weer dieselfde. Harde Banlik float met 'n wit deegie. Baie lief vir daai asie. Alright, net so lekker lig te gooi. So 100 meter. Ploeps. Sy. Kom ons kyk. Dis 'n lekker byt op die langstok. Oi. Hy's so lekker lei. Ook het ek hy druk so bietjie styf. Ons kyk, dis daai een wat ek nou so teruggebring het na daai 100 meter toe. Het hom nie te ver gegooi nie. Partymal moet ou net kyk waar die visies draai en hom net in daai area neersit. Ek het hom nou dalk net te ver gegooi. Nou kom ons kyk, dalk is dit nog 'n karpie. Hy kom verskriklik vinnig in. Die maddies maak ook so, karpe kom in, maddies kom vinnig in. En dan as hulle sien die waterraakvlak, dan wil hulle beklei. Ons gaan kyk hoe lyk hy. Hy is nou hier onder die ander lyn, dis die lekker van die double X lyne. Jy kan sien wat gebeur. Kom uit die bissies uit. Ons kan hom uit die bissies ook uittrek. Sy. Weer 'n karpie. Of is dit 'n maddie? Is dit 'n dik maddie. Ons het gesien as jy baie vlak hengel, dan vang jy omtrent net maddies. Die oomblik as jy daai 70 meter en 'n bietjie dieper begin hengel, dan vang jy 'n lekker kombinasie van karpe en maddies. So as jy hier kom hengel, hou dit in gedagte. Jy kan net die karpe van 35 meter af vang. Tot op so 55 vang jy die maddies, dan kan jy regtig baie van hulle daar vang. En dan sodra jy daai 70 begin gooi, dan begin jy die karpies ook vang tussen die maddies en jy vang hulle met dieselfde asie. So dit is nogal lekker. Dis 'n mooi moddervis. Die kans dat hy uit my hand uit gaan spring is baie goed. Maar what a fish. Ek begin sulke rooi skibbietjies hier op sy lyf ook kry. Beautiful, beautiful, beautiful. Kyk, ons sit hom terug. Dankie, Bill. Boy. Ek is besig om op te aas en die ander een byt. Hallo. Wat om, Frikkie. Vision. Okay. Man. Bietjie lank gevat om in die gang te kom, maar nou buite hulle. Terug op daai 70 meter merk hier op die kortmerk het ek 'n klomp jongvisse vang. Mias het vanoggend 'n klomp mooi maddies op daai 55 gevang. Ek kon hulle al vang nie. Myne was klein en hulle was starrig. Ek dink hierdie gaan dalk 'n karp wees, want as jy lyntjie optel tot daar waar hy amper lê, dan moet jy weet, dis 10 teen 1 'n karpie. Kom ons gaan haal hom maar voor. Die vis het nou al die pad tot hier by Mias gekom. Kan nog steeds sien hoe dit is. Maar ek weet hy's kwaad. Kom. Karpie. Temos, ek is die ou wat die maddies vang op die karpstok en die karpe op die maddiestok. Mooi vis. Hier is 'n pragtvis. Kyk 'n bietjie hier. Kyk daai kleure.
Hier is maar altyd een van my gunsteling visse bly. 'n Papgooi karp, kyk hoe mooi is hy vinne. Waterfish. Hy het van hy fruity krul gehou. Lekker, lekker. Soos Neville Voort sê, dit werk oral. Kom ons kry hom terug en dan gaan vang ons nog enetjie. Dankie, Bill. Hier gaat ons langstok. Wat op, vrikkie. Daar sy. Lekker. Hy 100 meter merk werk nou lekker. Karpies en maddies wat daar uitkom. Nog te los. Ons gaan kyk hoe lyk hierdie ouetjie daarvoor. Ek het vanoggend 'n grappie gemaak, toe sê ek sê ou wat die maddies op die karpstok vang en die karpe op die maddiestok vang. Pating! Oepsie. Ek's besig met die ander stok. Toe hang hierdie in my op. Ai. Dit gebeur met ons ook, so. Met teen die line-klip vasgehardloop. Dis die nadeel van 'n line-klip. Maar die vis is nog aan, die lyn het nie gebreek nie. Maar daar was regtig baie min lyn op daai line-klip gewees. Julle kan my sommer die loskop karpkoning noem op die Maddie-Kool. Die Maddie-Kool karpkoning. Ons gaan baie keer oor die dippies wat ons gebruik. Men dink maar net daai Rampage wat ons gebruik. Trek hierdie ouetjies in. Dis 'n baie lekker mask. Mooi karp. Sy. Kyk hoe mooi is hierdie karpie. Man, oh man, wat 'n voorreg. Ons kry hom terug. En dan vang ons nog enetjie. Dis lekker as 'n plannetjie bymekaar kom. Albei die langstokke het gebyt. Vandat ek my langstok bietjie nader gebring het. Het byt hy baie vinnig, so daai 100 meter. Terwyl ons hierdie visies uithaal. Dankie dat julle saam gekuier het. Onthou, maak bietjie draai op ons Facebookblad en vra vir ons vragies daar. Dis Vaskap TV program en dan maak ook 'n draai op ons YouTube kanaal @vaskaptv. As hierdie program nou uitsaai, en daar's van julle mense wat dalk nie toegang het tot hierdie kanaal nie. Volgende Sondag hierdie tyd dan is hierdie program op YouTube, op ons YouTube kanaal. So gaan maak 'n draai daar, daar's 'n klomp ou programme wat julle kan kyk. Ondersteun ons borge asseblief. Hulle gee vir julle hierdie kykgenot. Mias. Joune is weer groter as myne. Hey, bly weg. O, shit. Dis hier dit nie doen nie. Okay. Jo, daar's 'n Maddie. Jo. Ek kyk so vir Mias se Maddie, ek skep my karp mis. Nom. Ja, maar daai is 'n monster Maddie op die karpstok. Daar's sy. Ons gaan wys julle hoe lyk hulle. Ons het 2 mooi visse om mee af te eindig. Lekker gewees hier by Marulani. Dit is oop vir die publiek. Bel maar net om te bespreek. Google die plek. Julle sal hom maklik kry, Marulani Kloof Lodge. As jy dit nie so kry nie, sit Marulani Kloof Lodge in Loskopdam. So, maak 'n draai op ons Facebookblad, Vaskap amptelike blad. Maak 'n draai op ons YouTube kanaal en ondersteun asseblief ons borge. Hulle gee vir julle hierdie plesier. Kom ons gaan pak op. Is by die huis my kind, is net ek in my sonskyn, langs die water, vandag